Vandag kyk ons na iets wat regtig 'n revolusie in die operasiesaal is. Ons duik in die wêreld van vaskulêre chirurgie, waar dokters die stryd aanset teen kankers wat ons lankal gedink het 'n absolute doodsvonnis is. Jy weet, daai gewasse wat so verweef is met die liggaam se lewenslyne dat hulle heeltemal onaantastbaar gelyk het. So, kom ons begin met die groot vraag. Wat beteken dit nou eintlik as ons sê 'n kanker is onopereerbaar? Is dit hoe groot dit is, die tipe kanker, of is dit dalk iets heeltemal anders? Dis die kern van waaroor ons vandag gesels. En hier is die antwoord, en dis nogal eenvoudig. Dit gaan dikwels nie oor hoe groot 'n gewas is nie, maar presies waar dit is. Kankers kan dodelik word deur alself letterlik om die liggaam se belangrikste bloedvate te draai. Dis nou die hoofvee wat bloed en lewe vervoer. Hulle hou basies die liggaam se hele infrastruktuur gijslaar. Goed, kom ons duik dieper in seker een van die mees uitdagende voorbeelde. Pankreaskanker. Hierdie siekte is berig regtig moeilik om te behandel en is juis as gevolg van sy ligging diep binne in die buik omring deur allerlei kritiese are en organe. En kyk, die syfers hier, hulle is nogal skokkend. Die 5-jaar oorlewingssyfer vir pankreaskanker is slegs sowat 10%. Dit wys jou net hoe dringend ons nuwe, dapper benaderings nodig het. Die insette kan regtig nie hoër wees nie. Chirurge gebruik so 'n soort verkeersligstelsel om te besluit of hulle kan opereer. 'n Groen lig beteken alles is reg om te gaan. Op 'n scanning kan hulle 'n duidelike spasie sien, 'n vetvlak tussen die gewas en die hoofbloedvat. Dit gee hulle 'n oop, duidelike pad om daai gewas veilig te gaan uit. Dan kry jy die geel lig grenslyn resepteerbaar. Hier raak die gewas aan die aar. Dis nie heeltemal daarom gedraai nie, maar die operasie is nou skielik ongelooflik kompleks en riskant. Dis presies in hierdie grys area waar die nuwe tegnieke 'n reuse verskil begin maak. En dan, die rooi lig. Tradisioneel was dit die einde van die pad vir chirurgie. 'n Gewas is as onresepteerbaar beskou as dit 'n bloedvat met meer as 180 grade omvou, basies dit het die aar in 'n wurggreep. Maar wat as chirurgie daardie reël kon verander? Wel, een van die groot deurbrake is die sogenaamde artery first benadering. In plaas daarvan om eers met die aar te sukkel wat gewoonlik tot massiewe bloeding kan lei, sny die chirurg eers die gewas se arteriële bloedtoevoer af. Hierdie strategie verander die hele spel. Deur eers daai hoofbloedtoevoer af te sny, verminder chirurge bloedverlies dramaties en kry hulle 'n baie duideliker prentjie van presies wat verwyder moet word. Goed, so as jy 'n stuk van 'n lewensbelangrike bloedvat moet uithaal om by die kanker uit te kom, wat dan? Hoe hou jy alles aan die gang? Dit bring ons by die ongelooflike kuns van vaskulêre rekonstruksie, waar chirurge nie net verwyder nie, maar ook herbou. Dink daaraan soos padwerke op 'n besige snelweg. Soms kan jy net 'n klein stukkie van die padoppervlak afskeer en dit met 'n patch of 'n lap herstel. Dis basies 'n tangensiële reseksie. Vir 'n groter slaggat sny jy 'n hele stuk van die pad uit en las die twee punte weer aan mekaar. Dis 'n primêre anastomose. En as daar 'n groot gaping is, wel, dan bou jy 'n hele nuwe brug met 'n oorplanting. Die materiaal wat jy vir daardie brug gebruik, is absoluut deurslaggewend. Chirurge verkies om 'n autoloë aar te gebruik. Dis nou 'n aar wat hulle van iewers anders in die pasiënt se eie liggaam neem. Hoekom? Want dis natuurlik en het 'n lae infeksierisiko. Die nadeel is natuurlik dat jy 'n tweede operasieplek nodig het om dit te kry. Prostetiese of sintetiese oorplantings is weer maklik beskikbaar, maar dit hou 'n hoë risiko in vir bloedklonte. En ons moet eerlik wees oor die gevare. Hierdie is nie eenvoudige prosedures nie, glad nie. Die grootste risiko na die operasie is trombose. Dis nou die vorming van 'n bloedklont in daardie nuut herboude aar, en dit kan lewensgevaarlik wees. Kyk hier, hierdie data vertel 'n baie duidelike storie. Hoe eenvoudiger die herstel werk, hoe laer die risiko. 'n Direkte primêre herstel waar jy net die twee punte aan mekaar las, het amper 'n 0% kans op stolling. Maar sodra jy 'n komplekse oorplanting moet gebruik om 'n groot gaping te oorbrug, spring daai risiko op na so hoog as 44%. Dit wys jou net hoe elke besluit in daardie operasiesaal krities is. Goed, kom ons beweeg nou aan en kyk hoe hierdie tegnieke impak maak vir buitepankreaskanker. Want die vaardighede wat hier ontwikkel is, skep nou nuwe hoop vir 'n hele rits ander kankers wat voorheen as onbehandelbaar beskou is. Vat byvoorbeeld sagte weefselsarkome. Dis nou kankers wat in die spiere of vet van jou arms en bene kan groei. In die verlede, as so 'n gewas om 'n hoofslaghaar in die been gegroei het, was amputasie dikwels die enigste opsie.
Nou, danksy vaskulêre rekonstruksie, kan chirurge die gewas en die betrokke bloedvat verwyder en dan die bloedvat net weer herbou. En hier is die syfer wat regtig alles verander. Meer as 90% van ledemate wat eens geamputeer sou word, kan nou gered word. Dis ongelooflik. Dit gaan nie net meer daaroor om 'n lewe te red nie, dit gaan daaroor om lewenskwaliteit te bewaar. Dis 'n monumentale verskuiwing in hoe ons na pasiëntsorg kyk. En die impak hou nie daarop nie. Presies dieselfde beginsels word nou toegepas op uiters komplekse lewer- en galkankers. Gewasse wat diep in die lewer sit en die hoofbloedvate van die orgaan betrek, kan nou ook getarget word. Maar hierdie soort operasie is nie sommer enige iets nie. Dis nie vir enige hospitaal of enige chirurg nie. Dit word gelei deur 'n paar goue reëls. Jy het ongelooflik presiese beelding nodig om die operasie te beplan. Jy moet seker maak daar bly genoeg lewer oor om die pasiënt aan die lewe te hou. Jy kies altyd die eenvoudigste herstelwerk moontlik en, baie belangrik, hierdie prosedures hoort slegs in die hande van hoogs gespesialiseerde spanne. So, dit bring ons by die belangrikste vraag van almal. Na al hierdie ongelooflike tegniese vaardigheid, die risiko's en die komplekse herstelwerk, maak dit werklik 'n verskil. Werk dit? Verbeter dit oorlewing? En hier is die antwoord, en is regtig verstommend. Vir pasiënte met pankreaskanker wat sorgvuldig gekies is die 5 jaar oorlewingssyfer na so 'n operasie met arreseksie presies dieselfde as vir pasiënte wie se gewasse makliker was om te verwyder. Dink daaroor. Dit beteken hierdie ongelooflike komplekse operasie gee hulle 'n gelyke kans op 'n langtermyn toekoms. En dis nie meer net 'n teorie of iets eksperimenteel nie. Soos hierdie aanhaling uit die navorsing bevestig, het dit nou die aanbevele standaard van sorg geword. As dit tegnies moontlik is, moet chirurge hierdie pad volg om veral pasiënte die beste moontlike kans te gee. En dit laat ons met 'n laaste kragtige gedagte. Vandag se onmondelike operasie is môre se standaard prosedure. Soos chirurge, ingenieurs en wetenskappers aanhou om hierdie grense te verskuif, laat dit 'n mens wonder, watter siekte wat ons vandag as ongeneeslik beskou, sal volgende aan die beurt wees.